Goeiedag vriende, ons is weer vandag hier by mekaar, baie welkom by die ANP se inligtingdiens. Ons praat vandag oor die opportunisme, oor hierdie rasgemengde verkiesing van jaar. Ek verwelkom Hermanus van der Schuyf hier by ons. Ons gaan 'n bietjie gesels met u daaroor. Dit is die 7de multikulturele verkiesing wat plaasvind op 29 Mei vanjaar. Almal wat geregistreer is mag stem. Koalisies wek sogenaamd baie opportunistiese verwagtinge oor hierdie verkiesing. Die ANC word dan uitgesonder as die oorsake van al die chaos in die land en hulle moet nou uitgestem word. Opposisies kan die verval in die land in elk geval nie keer nie, sou hulle wen of nie wen nie. Dit is so ver heen en in so 'n parlement wat uit soveel verskillende kulture en beskouinge bestaan, kan net nie tot 'n vergelyk kom nie. Ons land is in polities, ekonomies en sogenaamd in wet en orde eintlik totaal in 'n vervalstadium. So ons weet die dinge kan nie gered word op hierdie manier nie. Vraag of stelling, ons ANP het van 94 toe de Klerk die land weggegee het ons dan geen verkiesing deelgeneem die ANP nie. Ons gaan ook nie aan hierdie verkiesing deelneem nie. Maar daar is blanke partye wat hulle beleid verander het om wel in 'n verkiesing deel te neem en plek in die parlement te kry, soos die DA wat nou al hoe lank 'n bondparty is en nou is die Vryheidsfront is ook nou 'n bondparty. Wat is uw opmerking daaroor? Hermanus, jy is heeltemal reg. Die mense het van 'n regterkant af, veral die Vryheidsfront, baie beweeg na die middelposisie toe om steun te kry, om sogenaamde factor te wees. Maar die DA, weet ons, veg al 'n geruime tyd in die liberale kant en hulle is liberale. Hulle het geen volksbeleid en volkskultuur wat hulle verdedig nie. Dit is absoluut net 'n liberale party en almal is welkom. Ja. Maar die ANP stel glad nie belang in so 'n situasie nie. Ons is standvastig in ons beginsels van afsonderlike ontwikkeling, selfbeskikking. So ons sal nie daaraan deelneem nie. In elk geval is die blankes minder as 8% in die parlement, in die land, as 'n volk. So wat se invloed kan jy in die parlement uitoefen? Daar waar nou streng reëls is en so aan. Jy kan maar 'n bietjie praat, maar hulle gaan absoluut oor jou loop. En al die blankes voel nie eensgesind daaroor nie, van die wat in die parlement is nie. Kyk, die afgelope tyd, hoeveel wette het hulle deurgestoomroller, wat selfs die DA of niemand dit kon keer nie. Kon keer nie, dis waar. Die Bella wet het 'n klein veranderingkie gekry en so aan. So dit is onmoontlike taak om daar te gaan keer wat aangaan. Hoe sê die mense gewoonlik, is 'n oefening in futiliteit, nie? Dis reg, ja. 'n Mens kan niks reg kry nie. As die koalisies wen, in hierdie geval, sal hulle ook nie veel reg kry. En ons moet weet die hele land se bestuur is so van dekaders, geplaaste kaders daar, dat hulle sal alles lam lê. So daar gaan nie vrede wees na hierdie verkiesing nie. As die koalisies dan nou wen, kan ons hulle maar sterkte toewens, maar daar's nie 'n kans nie. Wetgewing teen ons volk sal op geen manier gekeer kan word nie. So ons moet maar verlief neem binne die parlement en binne die verkiesings daar nie vir ons toekoms nie. Kan ek 'n vraag vra? Wat is die kanse dat die Vryheidsfront baie lank sal oorleef in sy koalisie met die DA? Hermanus, hulle sal nie 'n factor wees in die koalisie nie. Hulle is nou, word hulle wel verdra deur die DA en die ander partye, omdat dit die blankes in 'n mate kan trek. Maar dit is absoluut politiekery daai. So indien die koalisies wen, is daar chaos. Maar ek wil verder gaan. Ekskuus toch net vir, wat is die kans dat hulle sal opgeneem word dan nou maar in die DA? Hulle sal waarskynlik verdwyn in die DA.
dis nou moeilik om te sê, maar die toekoms voorspel dit. Wat van buiteparlement? Dit parlement het nogal baie sukses behaal die afgelope tyd. As jy nou vat, soos jy nou vir my net nou gesê het, die Outa het die e-tol gestop. Dis waar. En hulle het na jare se stryd met die hulp van ander groepe het Outa groot sukses behaal. Hierdie e-tol is van die baan af. Ek het verstaan hierdie week iewerste gaan hy gekanselleer word. So ek sou voorstel die blankes moet buite stemming bly en 'n mag vorm buite die parlement en ons gaan baie steun kry onder ander groepe as ons so goed wil teenstaan. En dan is die parlementêre reëls en dinge nie. Jy trek doeteenvoudig saam en jy bied weerstand. So ek sou voorstel veral nog die Bella-wet wat miskien nog nie afgehandel is, dat ons daarteen veg. Ons veg soos wat ou Duvenage geveg het teen die e-tol, wat ook al ons wil verander en teenstaan, doen ons buite parlementêr en ons organiseer die mense in groepe om dit te doen. Moet ons nie 'n versoek rig dat die ander blankes wat ook soos ons voel en nie deelneem aan die verkiesings nie, maar nie deel is van die ANC nie, dat ons nader mekaar kom en nie noodwendig saam smelt nie, maar saam werk om 'n blok te vorm, om 'n stem te kry, om vir die weerstand te bied. Dis waar, daaroor wil ons eintlik vir die mense vra. Besluit of dit in lyn is met jou Christelike beginsels en jou volksideale om in hierdie veel rassige anti-Christelike verkiesing te stem. En daarmee wil ons dan afsluit. Baie dankie. Baie dankie.